Welkom by deel 2 van die kalenderreeks. Ek vertrou dat hierdie gedeelte van hierdie reeks ook vir u leersaam sal wees. As jy nog nie deel 1 gekyk het nie, gaan kyk gerus. Daar word baie belangrike en fundamentele inligting gedeel waarop hierdie kalenderreeks voortgebou word. Wat is 'n nuwe maan volgens die skrif? Alles wat Elohim doen het geregtelike orde. Eenvoudig gestel, geregtelike orde is die orde wat Elohim uiteengesit het by die skepping van hoe dinge werk, soos byvoorbeeld swaartekrag en die natuurwette. Majesteit Yahweh se geregtelike orde stel 'n presedent vir ons lewens en hoe ons hom behoort te aanbid. Wanneer u dus soek na wat 'n nuwe maan voorstel volgens die skrif, sal ons kyk na die presedente wat hy gestel het, want hy verander nooit nie. Hebreërs 11 vers 1 en vers 3 verklaar: die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van Elohim voorberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Hier sien ons die presedent wat uitgelê was met die skepping, dat die dinge wat geskape was nie tot stand gekom het uit dinge wat reeds verskyn het nie. Op dieselfde manier hoe dat die wêreld begin het in duisternis, volgens Genesis 1 vers 2 tot 3, en 'n dag begin in duisternis, en selfs die lewe in die baarmoeder begin in duisternis. Die presedent wat gestel was, is dat die nuwe maand begin met die maanskonjunksie, oftewel donkermaan, die presiese tyd elke maand wat die aarde, die maan en die son oplyn in perfekte orde. Dit is soos wanneer u horlosie op presies 12 uur is en dan herstel. So ook wanneer die maan en aarde en die son heeltemal in belyning kom op daardie oomblik elke 29,5 dae met konjunksie, wat die begin van die nuwe maand heet. Almagtige Yahweh werk volmaak, simmetries en sirkulêr. Die son, maan en sterre is 'n volmaakte horlosie in die hemelruim. Aangesien die meeste mense in antieke tye of boere of herders was, is dit vanselfsprekend dat Elohim die berekening van tyd baie eenvoudig, logies en simmetries sou maak. Wanneer u byvoorbeeld 'n kwart maan sien, is die maand 'n kwart verby. Wanneer u 'n volle maan sien, is die maand halfpad verby. Wanneer u 'n kwynende kwart oorblyfsel van 'n maan sien, is die maand 'n driekwart verby. En wanneer die maan weer donker is op konjunksie, is dit die herstel van die nuwe maand. As iemand die begin van die nuwe maand vasstel deur visuele waarneming van 'n sekelmaan, wanneer u dan 'n kwart maan sien, sou dit nie 'n kwart van die maand verby wees nie. Wanneer u dan 'n volmaan sien, sou dit nie die helfte van die maand verby wees nie. Dit sou die hele simmetriese waarneming van die maansiklus omverwerp. Hebreëus was oorspronklik 'n piktografiese, oftewel 'n hieroglifiese of woordprentjietaal, en in plaas daarvan dat dit letters gehad het, het dit bestaan uit 22 prentjies. Wanneer u die prentjies saamgebring het, het dit woorde en sinne gevorm. Die oorspronklike betekenis van die Hebreëse woordprentjie vir nuwe maan is letterlik die skeiding van die siklus of weg van die verterende maan. Dit sou alleenlik maanskonjunksie beteken, die verterende maan. Die maan kom nooit tot stilstand nie,
en dit beweeg konstant in sy omwenteling, maar eenmaal elke ongeveer 29,5 dae beweeg daardie siklus teen een split oomblik verby in lyn met die aarde en die son se siklus, en dit veroorsaak die donker bedekking van die maan as ook sy skeiding van sy siklus van lig. Die konjunksie siklus is baie konstant elke 29,5 dae, maar omdat sy omwenteling ellipties van aard is en nie sirkulêr nie, kan 'n sigbare waarneming van 'n sekelmaan enige plek wissel van 12 uur na konjunksie tot 72 uur na konjunksie. Elohim sou nie gebruik maak van so 'n onbetroubare bron om die maan te begin, as ook die afhanklikheid van die mens se betroubaarheid om dit te rapporteer nie. Wat as dit byvoorbeeld bewolk is? Hoe sou 'n mens visueel 'n sekelmaan in sulke omstandighede waarneem en rapporteer? Hulle sou die nuwe maand moes uitstel, selfs al kan die maan sigbaar wees, want hulle kan dit nie sien nie as gevolg van die wolkbedekking. Dit sou niks anders wees nie as dieselfde as die uitstelreëls van die rabbies in verband met die begin van die nuwe jaar, maar dit 'n ander onderwerp vir 'n ander dag. Wat is 'n maanskonjunksie? Volgens die Ensiklopedie Britannia in sterrekunde is 'n konjunksie 'n skynbare ontmoeting of verbygaan van twee of meer hemelliggame in dieselfde hemelse lengtegraad. Die maan is in konjunksie met die son by die fase van nuwe maan, wanneer dit beweeg tussen die aarde en die son en die kant wat gedraai is na die aarde donker is. Omdat die rotasie van die maan ellipties is en nie sirkulêr nie, is die maan eintlik nooit 100% donker nie, maar dit kan steeds nie met die blote oog raak gesien word nie. Logika sal u vertel dat wanneer 'n sonsverduistering plaasvind in Japan, kan dit nie gebeur op die ander kant van die aarde in New York op dieselfde tyd nie. Dus, hoewel die nuwe maan konjunksie slegs een oomblik in tyd ongeveer elke 29,5 dae plaasvind, beteken dit nie dit gebeur op dieselfde tyd op elke plek op aarde nie. Deur die einste definisie van 'n maanskonjunksie moet die hemelliggame, in hierdie geval die maan, son en die aarde, in dieselfde lengtegraad wees. Wanneer die maan in konjunksie met die aarde verkeer op Rosh Chodesh, is die hele aarde nie in dieselfde lengtegraad nie, maar net die area waar die konjunksie plaasvind. Dus vind konjunksie nie plaas in elke plek reg oor die aarde op dieselfde tyd nie, hoewel dit alleenlik plaasvind op een oomblik van tyd ongeveer elke 29,5 dae. Gaan gerus na 'n konjunksie webwerf en kyk na 'n foto van 'n konjunksie van enige gegewe maand en u sal duidelik sien dit is korrek. Dus sal die maanskonjunksie plaasvind op een tydstip op aarde wat sou veroorsaak dat die nuwe maan of maand sal begin in daardie gegewe gebied op die dag van die konjunksie. Bereken dit dan met die feit dat 'n skriftuurlike dag begin met sononder en eindig met sononder. Dus, indien maanskonjunksie in u gegewe gebied op 'n donderdag plaasvind, sê teen 10:00 die oggend, sal die woensdag aand, dis die aand voor die tyd, met sonsondergang die nuwe dag en nuwe maand aankondig. Die donderdag is dus nuwe maansdag. Die konjunksie is eenvoudig om te bereken op die gemiddelde, omdat dit elke 29 dae, 12 uur, 32 minute en 2,8 sekondes plaasvind. As u kyk na die maanfase elke maand, kan u binne 6 tot 9 maande bereken wanneer maanskonjunksie is, waarskynlik binne 'n uur van konjunksie net deur die waarneming van die maansiklus. As die maan niks meer is as 'n horlosie in die hemelruim nie,
dan is dit vanselfsprekend dat 'n kwartmaan 'n kwart maand voorstel en 'n volmaan die helfte van 'n maand voorstel. En wat is die teenoorgestelde van 'n volmaan? Konjunksie. Die maan begin in donkerte, groei na volle lig toe, word volle lig, neem af na donkerte toe en word dan weer donker om die siklus van vooraf te begin, net soos die son met dae. Die eerste nag en dag van die maand is dieselfde nag en dag periode waarin die 2 tot 3 minute van die astronomiese konjunksie plaasvind tussen sononder tot sononder in Israel, eerste nag dan dag. En nie die eerste nag en dag of sononder tot sononder na die konjunksie nie. Die sigbare waarneming van die sekelmaan is alleenlik bevestiging dat die maanskonjunksie wel plaasgevind het en dat daar geen fout in die konjunksie-berekening was nie. Het Elohim in die skrif beveel om 'n sekelmaan waar te neem aan die begin van die maand? Deuteronomium 16 vers 1: Onderhou of bewaar die maand Aviv en hou Pesach vir Yahweh u Elohim, want in die maand Aviv het Yahweh u Elohim u in die nag uit Egipte uitgelei. Voorstanders van die sekelmaanmetode sal gereeld na hierdie skrifgedeelte verwys as 'n bewys dat 'n mens fisies 'n sekelmaan moet waarneem om die maand te begin. Die woord wat egter gebruik word vir onderhou in die oorspronklike Hebreëus is Strong se Hebreëse woord nommer 8104, shamar, en beteken nie om fisies na te kyk nie, maar eerder om te hou, te bewaak en beskerm of om bewus te wees. Dit is presies dieselfde woord wat gebruik word in Eksodus 31 vers 16, wanneer ons vertel word dat ons die Shabbatdag moet onderhou of shamar. En ek dink nie iemand sal redeneer dat ons met die aanbreek van die Sabbatdag iets sigbaar moet waarneem om die dag te begin nie. Eintlik is dit net die teenoorgestelde. Dit is die afwesigheid van die son wat ons vertel dat die Sabbatdag begin het, met sononder. Die enigste manier om die afgesonderde dae korrek te hou, is deur die tydsberekening van die nuwe maan konjunksie te weet, vanuit u gegewe area, en verwys altyd primêr na Jerusalem tyd. Ons het deesdae die middele om dit akkuraat te kan bepaal. Dus, voor die afgelope 100 jaar, hoe sou iemand wat in Europa of Amerika gewoon het, geweet het wanneer die eerste sigbare sekelmaan opgemerk is in Jerusalem? En as u volstaan met 'n visuele waarneming, kan u tot 3 verskillende dae hê vir 'n afgesonderde dag in 'n gegewe gebied. Nêrens in die skrif het Elohim ooit opdrag gegee om visueel 'n sekelmaan waar te neem om die begin van die nuwe maand aan te kondig nie. Die volgende teksvers bewys hierdie punt. Psalm 81 vers 3. Blaas die ramshoring op nuwe maan, op die volmaan vir ons feesdag. Hier volg 'n tabel van 22 verskillende vertalings van Psalm 81 vers 3. Sommiges verklaar dat die woord vertaal as volmaan of kesei is inderdaad te vertaal as 'n volmaan. Daar is ook diegene wat sê dat die woord kesei beteken dat die maan versteek of bedek is in donkerte,
Diegene wat verklaar dat dit vertaal behoort te wees as volmaan, noem die feit korrek dat daar slegs 3 letterlike feesdae in Majesteit Jahwe se woord is en 2 wat voorkom op die volmaan en geen een wat val op die nuwe maan soos genoem word in vers 3 nie. As Kesei egter wel 'n bedekte maan beteken het, sou dit 'n letterlike direkte skriftuurlike bewys wees dat die nuwe maan gedefinieer word as die maan wat in konjunksie is, heeltemal donker en nie 'n sekel nie. Volmaan of bedekte maan. Daar is net 2 vertalingskeuses, volmaan of bedekte maan. Daar is 'n ernstige probleem met die volmaan vertaling. Dit sou beteken dat ons die shofar moet blaas beide op die nuwe maan en die volmaan. Die outeur van hierdie psalm verklaar dat dit 'n insetting vir Israel is en in die wet of Torah van Elohim. Hier sal die vraag wees vir diegene wat glo dat dit 'n opdrag of gebod is om die shofar op die volmaan te blaas. Waar in die Torah vind ons 'n opdrag of gebod om 'n shofar op 'n volmaan te blaas? Dit is nêrens te vind nie. Die enigste plek waar ons beveel word om die shofar te blaas, soos dit verband hou met die maan, is die dag van trompette, Yom Teruah, op die nuwe maan, net soos die eerste gedeelte van vers 3 mee afskop. Maar nêrens vind ons 'n opdrag in die wet van Elohim om die shofar op die volmaan te blaas nie. Sommiges mag verwys na Numeri 10 vers 10, maar dit verwys alleenlik na die silwer trompette wat die priesters geblaas het. In die Hebreëus is daar 'n verskil tussen die shofar trompet, shofar, en die silwer kesef trompette, gatsotsera. Daar is alleenlik een geval waarin ons opdrag gegee word om die shofar te blaas, en dit is vir die dag van trompette. Dus help Numeri 10 vers 10 ons nie. Die outeur van die psalms vertel aan ons dat dit 'n insetting of wet van Elohim is om die shofar te blaas op 'n volmaan, en dit is nie werklik 'n deel van die wet van Elohim nie. Dan oortree hierdie skrifgedeelte deur by die woord van Elohim te voeg. En ons word beveel om nie by die woord van Elohim van die instruksies wat gegee was by Sinai te voeg nie, en die outeur van die psalms kom eers veel later as Sinai. Deuteronomium 4 vers 2 verklaar immers, julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van Jahwe julle Elohim mag onderhou, wat ek julle beveel. Indien die outeur van die psalms verklaar dat dit 'n insetting of wet van Elohim is om die shofar te blaas op die volmaan, dan oortree hierdie vers Deuteronomium 4 vers 2 wat ons pas gelees het, en ook Deuteronomium 13, en die outeur word 'n vals profeet. Niemand spreek dit ooit aan nie. Die gemiddelde reaksie op hierdie vers deur te probeer om hierdie woord te behou as om volmaan te beteken, het dan dat die outeur van die psalms 'n valse profeet laat word. Dit is 'n baie ontstellende posisie, aangesien ons meester, Yeshua die Messias en ander die psalms aangehaal het. Die feit van die saak is as volg. Kesei kan nie volmaan beteken nie, dit kan net bedekte maan beteken, wat beteken dat die nuwe maan gedefinieer word as om bedek te wees in donkerte, ook bekend as 'n maanskonjunksie. Of die outeur van Psalm 81 is 'n valse profeet, of hy vertel aan ons dat die nuwe maan 'n maanskonjunksie of donker maan is. Dit is ons enigste 2 beskikbare keuses. Natuurlik beskou ons nie die outeur van Psalm 81 as 'n valse profeet nie, maar hy leer in werklikheid presies
wat ons navorsing tot dusver gelewer het, naamlik dat die nuwe maan gedefinieer word as 'n maanskonjunksie. Op hierdie stadium lyk dit nie regtig na 'n manier om hierdie besef te ontken nie. Ons het egter nog 'n bietjie werk om te doen, want daar is steeds die geldige punt oor die feit dat die dag van trompette nie beskou word as 'n eintlike fees van Jahwe nie. Daarin sal ons na die Hebreëus gaan kyk vir verdere openbaring. Psalm 81 vers 3. Blaas die ramshoring op nuwe maan, op volmaan vir ons feesdag. Ons vind wel 'n woord vir 'n verligte maan in Hooglied 6 vers 10, Jesaja 24 vers 23 en Jesaja 30 vers 26. Hierin vind ons die Hebreëse woord kalebana. Die heel eerste 3 letters van hierdie woord beteken letterlik wit, wat lebena is, of laban, wat wit of witheid beteken. 'n Mens kan daardie betekenis van die woord sien in die land genaamd Lebanon, soos genoem weens die wit gesneeuwde heuweltoppe en bergtoppe. Dit sou die woord gewees het om te gebruik vir volmaan indien die outeur van psalms bedoel het om die woord volmaan te gebruik, maar hy het nie. Inteendeel, Psalm 81 vers 3 gebruik presies die teenoorgestelde woord. Hy gebruik die woord bekese. Takai beteken 'n soort harde geluid of geklank. Begodesh beteken letterlik op die maand of afwisselend die nuwe maand. Shofar beteken trompet. Dus het ons tot dusver blaas op die nuwe maand die shofar. Bekese beteken op die verberging. Die woord is 'n kaf samig in 'n hy. Laasgenoemde word algemeen gelewer as kasha. Die eerste plek waar hierdie woord gebruik word is Genesis 7 vers 19, waar die waters die aarde bedek het, wat duidelik demonstreer dat die maan of Godesh in Psalm 81 vers 3 bedek is. Hoewel die outeur van Psalm 81 Godesh gebruik vir maand, kan die woord maand en maan verwisselbaar wees in die Hebreëus. Ons weet dus dat Psalm 81 die woord Godesh moet gebruik, omdat 'n maand nie bedek kan word nie, maar die maan kan verseker bedek word. Dit is nog net een voorbeeld wat bewys op Hebreëse vlak dat maand en maan nie alleenlik verwisselbaar gebruik kan word nie, maar ook verwisselbaar behoort te gebruik kan word. Dus kan ons met sekerheid aflei dat die nuwe maan gedefinieer word as 'n bedekte of versteekte maan wat geen lig gee nie, heeltemal konsekwent met die navorsing tot dusver geopenbaar in hierdie studie. Nietemin moet ons nog die feit hanteer dat Psalm 81 vers 3 verwys na 'n fees of Gag, en die dag van trompette is tegnies gesproke nie 'n fees of Gag nie, maar dit is 'n moed of vasgestelde tyd. Daar is net 3 feeste of Haggadim. Exodus 23 vers 14 verklaar, 3 maal in die jaar moet u vir my 'n fees hou. Daardie 3 feeste of Haggadim is ongesuurde brood, Shavuot of Pinkster en Sukkot of Tabernakels. Let nou mooi op, alle feeste of Haggadim is vasgestelde tye of moedim, maar nie alle vasgestelde tye, oftewel moedim, is feeste of Haggadim nie. Ek herhaal dit weer. Alle feeste, Haggadim, is vasgestelde tye, moedim, maar nie alle vasgestelde tye of moedim is feeste of Haggadim nie. Die dag van trompette sou 'n voorbeeld wees van 'n vasgestelde tyd of moed, maar nie 'n fees of Gag nie. Die kwessie is dat Psalm 81 vers 3 dan sou sê dat die dag van trompette op die nuwe maan, wat gedefinieer word deur konjunksie, op 'n feesdag is
iets wat duidelik nie waar is nie volgens die wet van Elohim. Nogtans, wanneer ons die Hebreëus bestudeer, word dit meer duideliker. In die Hebreëus verklaar dit eintlik na ons feesdag toe, in plaas van op ons feesdag. Die Hebreëse woord vir dag het 'n klein lamet voor dit. Die woordprentjie is 'n herderstaf, wat letterlik leierskap beteken. Wanneer die herder die staf neem, lei dit die skape vorentoe. Dit beteken nie regtig op, soos dit in sommige vertalings vertaal was nie, maar dit beteken om in te lei na ons feesdag, nie op ons feesdag nie. Die nommer 1 betekenis van lamet as 'n voorvoegsel beteken na, in Engels toward, en nie op nie. So verstaan dus asseblief, want dit is baie belangrik. Dit het 'n groot impak op die vertaling van die vers wanneer die voorvoegsel lamet in ag geneem word. Die dag van trompette lei ons na die feesdag, naamlik Sukkot, wat 2 weke later volg. Alleenlik ongesuurde brood, Shavuot en Sukkot is Haggadim of feeste van Majesteit Yahweh. Die outeur van Psalm 81 vers 3 kan nie die dag van trompette 'n feesdag noem nie, andersins is hy skuldig deurdat hy by die woord van Elohim voeg. Daarom argumenteer die tipiese en kundige Karaïtiese Jood gereeld Psalm 81 vers 3 vertaal moet word as volmaan, sodat dit kan verwys na 'n blaas van die trompet op Sukkot of ongesuurde brood, en die meeste mense sien dit as 'n geldige punt. Totdat u agterkom, daar is niks in die wet van Elohim dat ons basuine, oftewel die shofar, blaas op 'n volmaan nie. Daar is net een moontlike manier om hierdie vers te versoen. Daar is geen weerspreking in Psalm 81 vers 3 nie. Die outeur van Psalm 81 is nie 'n valse profeet nie. Dit leer duidelik dat die nuwe maan, oftewel die eerste dag van die maand, begin in donkerte, en dat dit direk verklaar dat die dag van trompette ons inlei na die fees van Sukkot. Dit sê nie dat die dag van trompette 'n feesdag is nie. Dit maak nou baie meer sin, want die dag van trompette skop af of lei ons na die herfsfees Sukkot, wat inderdaad een van die feeste van die meester Yahweh is. So in werklikheid, na 'n deeglike ondersoek van die Hebreëus, behoort Psalm 81 vers 3 iets soos volg te lees. Blaas die shofar op die tyd van die nuwe maan, op die bedekking wat lei na ons feesdag. Dit is hoe die Hebreëus lees. Dit beteken dat ons die shofar moet blaas op die dag van trompette, wanneer die maan bedek is in donkerte, en die dag van trompette as 'n wekroep of alarm lei ons in die volle lig in van die fees van Sukkot. Hoe kan ons die maanskonjunksie bepaal sonder tegnologie? Ons glo dat die eerste nag en dag van u gegewe gebied, en in hierdie geval Jerusalem tyd, voorgekoördineerde universele tyd waarin die maanskonjunksie plaasvind, die dag is wanneer nuwe maan begin vir u. Weereens vind die maanskonjunksie plaas op 'n spesifieke tydstip, en dit is dieselfde oomblik vir almal op aarde, maak nie saak in watter tydsone u woon nie. Dit word algemeen opgeteken in gekoördineerde universele tyd of UTC, of Greenwich gemiddelde tyd, GMT. U moet eenvoudig die gegewe tyd in UTC omskakel na u plaaslike tyd, en in hierdie geval Jerusalem tyd toe. Voorbeeld, konjunksie vind plaas op 11 Januarie 2013 teen 19:43 UTC tyd. Vir Jerusalem, dit is UTC plus 2 ure, het konjunksie plaasgevind op 11 Januarie teen 21:43
oftewel 9:43 namiddag plaaslike tyd. Dieselfde nag en dag waarin die maanskonjunksie plaasgevind het, was die nuwe maandag. Die begin van die nuwe maan, die eerste dag van die nuwe maand, was dus die sononder van 11 Januarie 2013, volgens die eers-nag dan dagberekening vir 'n volle dag uit die skrif, met ander woorde van sononder tot sononder. Dis was 12 Januarie nuwe maandag. Nog 'n voorbeeld, vir Suid-Afrika. Konjunksie het plaaslik plaasgevind teen Vrydagoggend 5 April 2019 teen 10:50 voormiddag Suid-Afrikaanse standaardtyd of SAST. Dit is UTC plus 2 ure en dit val dan met 12:50 namiddag UTC tyd. Dit sou beteken dat dieselfde nag en dag waarin die maanskonjunksie plaasgevind het, nuwe maandag was. Die begin van die nuwe maandag, oftewel eerste dag van die maand, was dus sononder donderdag aand 4 April 2019, volgens die eers-nag dan dag berekening vir 'n volle dag uit die skrif, met ander woorde van sononder tot sononder. Dis was 5 April nuwe maandag. Nou ken u die tydsberekening van maanskonjunksie vir u gegewe gebied. Maar wanneer is die afsnypunt? Die eerste nag en dag van die maand is dieselfde nag en dagperiode waarin die 2 tot 3 minute van die astronomiese maanskonjunksie plaasvind tussen sononder tot sononder in Israel, oftewel eerste nag dan dag. Dus, indien maanskonjunksie voor sononder plaasvind, dan was die dag waarop die maanskonjunksie plaasgevind het, nuwe maandag, en het dus die vorige aand met sononder begin. Indien die maanskonjunksie na sononder plaasvind, dan is daardie volgende dag nuwe maandag en begin met daardie sononder voor maanskonjunksie. Voorbeeld, wanneer u die UTC van maanskonjunksie omgeskakel het na u plaaslike tyd, as konjunksie voor sononder van 10 Februarie van u plaaslike gebied plaasvind, selfs net 'n paar minute voor sononder, dan begin nuwe maandag vir u met sononder van 9 Februarie. As die konjunksie plaasvind op 10 Februarie, selfs net 'n paar minute na sononder, dan begin nuwe maandag vir u met sononder 10 Februarie, daardieselfde aand. Dus sal die hele wêreld nuwe maandag in dieselfde 24 uur periode begin het. Sommige besware was al gemeld teen die gebruik van maanskonjunksie as die verwysingspunt om die maande mee te begin. Baie maansabbatariërs, dit is mense wat die maanfases gebruik om die sabbat te bepaal, dring aan dat hulle alleenlik steun op die visuele waarnemings van die maan om die begin van die maand te bepaal, selfs terwyl die geskiedenis daarop dui dat berekeninge 'n integrale rol gespeel het. Miskien is die mees algemene argument dit, naamlik dat 'n persoon nie eintlik die oomblik van die maanskonjunksie kan sien nie, dus moet dit van die hand gewys word. Inteendeel, sonsverduisterings is visuele konjunksies, dus kan dit soms gesien word, en dit is baie voorspelbaar. Deur die bestudering van artefakte en metodes wat deur die mense van ouds gebruik was, openbaar dit dat die begin van maande, sowel as hulle tydsduringe, lank voor die tyd bekend was. Die formules wat benodig word om die bewegings van die maan en son te bepaal, verskil baie min van die eertydse metodes. Die wiskundige formules is dieselfde. Dus mag u dalk sê, wel, ons moderne tegnologie is wonderlik vir die berekening van die nuwe maan, maar presies hoe het die eertydse Hebreërs die maankonjunksie bereken? Ja, ons verskeie moderne tegnologie is baie effektiewe hulpmiddels om die maanskonjunksie op te spoor, en nogtans kan selfs
die eenvoudigste huishoudelike gereedskap ingespan word om vooraf die tyd te bepaal wanneer die maanskonjunksie plaasvind. Majesteit Yahweh het sy getroues wat vandag lewe 'n oorvloed van gesofistikeerde gereedskap en beproefde kennis geskenk om die meganismes van die hemele te bestudeer en te verstaan. En ek wil graag te kenne gee, dit is nie sonde of verkeerd om vooruit hierdie tipe dinge te kan bereken nie. Ons kan en mag alles gebruik wat tot ons beskikking gestel is om ons te help met ons begrip van die bewegings van die son, maan en sterre. Synde dat die bewegings en fases van die son, sterre en maan baie presies en betroubaar is, maak dat hulle funksioneer net soos 'n groot horlosie in die hemele. Ons kan die maan se fases observeer soos hulle kwyn vanaf die laaste kwartierfase tot die altyd kwynende sekels en die afnemende afstande tussen hulle meet en die opkomende son in die ooste. In plaas van 'n enkel geleentheid om die eerste sigbare sekelmaan te sien, het ons die vermoë om verskeie afmeetbare waarnemings in die dae tot aanloop met die donkermaankonjunksie. Die afmetings word tot stand gebring die beste tyd rondom of kort voor die opkoms van die son. Hier volg die stappe. 1a. Terwyl u 'n maatband of liniaal wat gegradeer is in sentimeters teen armlengte uithou, meet die hoekskeiding tussen die son op die horison en die kwynende sekelmaan. Neem verskeie lesings en teken dit op. Maak net seker om vanaf die middel van die son tot die middel van die maan te meet. 1b. In die afwesigheid van huishoudelike gereedskap en omdat ons wonderbaarlik geskape was, het u werklik net u hande nodig. Wanneer beskou word teen armlengte, maak u hand en vingers 'n perfekte meetinstrument vir hoekskeiding. Omdat u liggaam se proporsies geskaal is volgens die orde van die hele skepping deur die gebruik van die goue middel 1 tot 1.6, maak dit geen verskil wat u fisiese statuur is nie. Deur die posisionering van die hand teen armlengte voorsien dit 'n verrassend akkurate werktuig om die hoekskeiding te meet of afstand in grade tussen die son en die maan. 'n Persoon se pinkievinger wat beskou word teen armlengte is baie naby aan 'n 1 graad hoekskeiding. Die wys, middel en ringvingers saam verteenwoordig 'n 5 grade skeiding, terwyl 'n geslote vuis 10 grade, 15 grade en 25 grade hoeke kan meet deur die afstand tussen die pinkie en wysvingers en pinkie en duim onderskeidelik gebruik kan word. Vir groter akkuraatheid, maak seker om tussen die 2 binnerande van die son en maan te meet. Nommer 2. Die volgende stap is relatief eenvoudige wiskunde. Hier is 'n kort verduideliking van die formule. Dit neem die son 24 uur om 1 volledige sirkel, oftewel 360 grade, oor die aarde te voltooi. Dit is gelyk aan 15 grade per uur. Dit wil sê 360 grade gedeel deur 24 is gelyk aan 15 grade. Die maan neem egter ongeveer 24 uur en 50 minute om 'n volledige sirkel te voltooi. Dit is gelyk aan 14,5 grade per uur en 'n mens kry dit deur 360 grade te deel deur 24,83 en dit gee vir ons 14,5 grade. Let wel, 24,83333333 is 24 ure 50 minute in desimale vorm. Dit beteken dat die maan 0,5 grade teen die son verloor elke uur. Op 'n ander manier gestel, die son werf 0,5 grade teen die maan elke uur. Gevolglik verloor die maan ongeveer 12 grade elke dag, 0,5 grade maal 24 uur.
Dit is waarom die maand, die periode vanaf een maanskonjunksie tot die ander, gemiddeld ongeveer 29,5 dae is. Dit is 360 grade gedeel deur 12 grade per dag is gelyk aan ongeveer 30 dae om een siklus te voltooi. Hou in gedagte dat ons getalle afrond hier. Kom ons bereken dit nou. Neem die gemiddelde lesing en deel daardie getal deur 0,5. Dit is die getal grade wat die son werf teen die maan elke uur. Die gevolglike getal dui die hoeveelheid ure aan vanaf die tyd van die neem van die lesing tot en met die maanskonjunksie. Nommer 3. Dan, indien nodig, deel u daardie getal deur 24 om te sien hoeveel dae oorbly tot en met die maanskonjunksie. Voorbeeld. U het akkuraat gemeet dat die son en maan 'n hoekskeiding van 25 grade het. Deel eenvoudig 25 grade deur 0,5 grade, dit is die getal grade wat die son werf teen die maan elke uur, wat gelyk is aan 50. Dit is hoeveel ure oorbly tot en met konjunksie. Maklik. Dan, indien nodig, kan u ook 50 deel deur 24, dit is die hoeveelheid ure in 'n dag, om te sien hoeveel dae daar oorbly tot en met konjunksie. 50 ure gedeel deur 24 ure is gelyk aan 2,1 dae weg van konjunksie vanaf die tyd wat die metings geneem was. Wel, dis al wat ek huidiglik vir u beskikbaar het. Kyk gerus uit vir deel 3 van hierdie kalenderreeks, waarin ons sal kyk na die hedendaagse probleem met 'n son-alleen kalender. Al die video's van hierdie volksbediening is gratis aflaaibaar en mag met vrymoedigheid met mede-volksgenote gedeel word. Baie dankie vir die saamkyk. Geseënde dag vir elkeen. Vrede.